Goeiemôre en baie welkom aan almal. Het is rarig. Is die ding aan? Kan julle my goed genoeg hoor? Moet ek nader staan? Ja, dit is rarig 'n vreugdevolle dag vanoggend. Ja, Dries, baie welkom. En baie welkom aan almal hier julle. Gaan asseblief na die eerste slide toe. Ek skiet die slide preek die werk anders te. Ja. Dis die tema vir die dag, wees goed vir mekaar, Mia en Dries, inderdaad. Kom ons bid saam, ons vra die Here se seën en genade. Here God, ons dankie vir u genade. Dankie vir gesondheid, vir krag, vir lewe, vir vriendskap, vir liefde. Ons lig ons koppe op na die berge om te kyk waar ons hulp vandaan kom, soos in die Ou Testament gesê word. Dan sien ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en ook vir ons. Wees met ons, seën ons, praat met ons uit die woord. Praat met een en elkeen van ons in besonder met Dries en Mia. Amen. Sit gerus. Julle kan maar sit. Sit. Ja, daar's 'n paar foto's van die tweeetjies. En dan kom ons by 'n paar waarhede, die volgende skermpie. Nou, Mia het gesê ons moet dit 'n bietjie vrolik hou. So die eerste een, 'n vrou kan nie 'n man verander nadat hulle getroud is nie, né? Ons weet dit almal. Ek dink julle getroudes weet dit. Nou, miskien nie Mia ook daarvan geweet, want jy weet, sy het iets verander hier wat sy dalk nog nie sou regkry op 'n ander manier nie. Het julle al ooit vir Dries in 'n hemp en 'n kraag gesien? So, voor die troue het sy dit reg gekry. Mooi, ja, een ding het jy verander voor die troue. Dan gaan nie baie dinge kan wees met na die tyd. Nou, een van hulle se geografie moet blykbaar maar swak wees in hierdie twee. Julle weet, hulle het mekaar omtrent net so 2-3 weke geken. Toe gaan hulle twee en ek en Wasti, ons vier gaan toe Galagadi toe. En hulle moes toe nou daar 'n kamer deel, maar hulle het met 'n plank is hulle weer geslaap. En Mia het heeltyd net een ding gesê. Nee, maar Driesie moet vir hom 'n vrou hier in Montetjie kom kry in die klein Karoo. Nou ek weet nie, Mia, of jy meer so toe moes gaan nie en of Dries dink dis Montetjie hier nie, maar hy het 'n vrou op 'n ander plek gekry, nie in Montetjie nie. Ja. Die volgende. Nou ja, hierdie uitnodiging, volgende skyfie. Die uitnodiging sê oud maar nog nie getroud nie. Nou ja, ek weet nie of julle beplan om kinders te kry nie, maar ek wil jou net 'n raad gee. Probeer is die beste gebeur. En weet jy wat sê Wasti? Moenie laat slaap lê nie. Ja, goed. So volgende. So dis hoekom hulle seker rooi gesigte het. Jy weet, hulle gaan probeer, maar nou ons weet nie. Hulle het my gevra, volgende spief, om uit Korintiërs te lees, hierdie bekende gedeeltetjie van 1 Korintiërs 13. Net daai paar versies, vers 4 tot 7. So kom ons lees dit. Dis bekend en maar dis baie toepaslik, baie van toepassing. Ja. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie liggeraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. En dan die bekende vers 7, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Nou ja, ek dink vanoggend hierdie hoop alles is dalk die onderliggende tema hier. Mens hoop, as mens kom trou, julle wat getroud is weet, nee, dis 'n kans wat mens waag. Dis 'n kans wat mens waag, ook vir julle twee. En mens hoop op die beste. Mens hoop op die beste. En ek het gesê my tema vanoggend is wees goed vir mekaar. Nou ja,
Ek was al getroud, die was al getroud, en ons het weer by mekaar uitgekom. En toe ons ook trou, toe sê ek vir haar, een ding, laat ons goed wees vir mekaar. En onthou, al klink dit nie vir jou so nie, ek sal nooit probeer om mean te wees of rude te wees. Ek probeer om goed te wees vir jou. En ek dink dit moet julle van mekaar glo en hoop en vertrou. Die liefde hoop op die beste, vertrou op die beste. Trust hom dat hy die beste vir jou doen, al voel jy nie altyd so nie. Trust haar dat sy die beste vir jou doen, al voel jy nie altyd so. As ons nie met hierdie positiewe, goeie gesindheid in die huwelik intree nie, dan het ons 'n probleem. Kom ons kyk na die fondasie vir hierdie mooi dade van Korintiërs. Ja, so hierdie is baie praktiese dinge, nee, glo alles, hoop alles, vertrou mekaar, al die dinge. Maar waarop word dit gebaseer? Ons blaai aan. Nou wil ek 'n stapie terugstap en vra, wanneer breek huwelike op? Huwelike breek baie dikwels op wanneer die vrou die respek vir haar man verloor het. Nee, weet julle, is so interessant. Ek kom nou na die Bybel toe met hierdie gedeelte, maar op TikTok en al hierdie dinge wat we sien op social media, sien mense dit ook. Ek het dit regtig soveel keer gesien, dat mense sê, vir die jonge dames, julle moet respek hê vir julle mans. Julle moet julle mans respekteer, want as julle respek verloor het, dan verloor julle die eerbied, die verhouding met daardie man van jou. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, né? Ek weet nie, ons boere het my so grappie. Die vrou vra vir die man, is jy nog lief vir my? Dan sê die man, jy weet die dag toe ons getrou het ek jou gesê ek lief jou. As dit verander sal ek jou sê. Nou dis omtrent hoe mans liefde betoon. So daaroor word hierdie twee goeders baie belangrik in die huwelik. En dis nou interessant. Hier in Efesiërs 5 kom dit baie sterk uit. Maar jy weet, as ons na die Bybel toe draai, dan sê die wêreld vir ons as Christene. Ja, die enigste ding wat julle weet is dat 'n vrou moet onderdanig wees aan die man. En daaroor kom die wêreld en hulle gooi die Bybelse fondasie, fundamentele basis vir die huwelik weg. Sê ja, maar die Bybel is teen die vrou en dit pas nie meer in vandag se samelewing nie. Maar kyk op die volgende slide. Wat staan daar? Hoe moet die vrou onderdanig wees aan die man? Vers 21, dis Efesiërs 5 vers 21. Wees onderdanig aan mekaar. Nie net die vrou aan die man nie, maar aan mekaar. Hoe? Uit ontzag vir Christus. So, Mia, as jy vir Jesus Christus as jou verlosser aanvaar het, en ontzag vir hom het, en eerbied vir hom het, en hom lief het, en hom wil dien, en hom respekteer, Jesus Christus, dit moet jy vir jou man doen. Dries, dieselfde geld vir jou, want daar staan aan mekaar. So Dries, as jy die Here Jesus Christus as jou verlosser aanvaar het, en vir die Here Jesus Christus lief het, as 'n kind van die Here, jy moet jou vrou lief hê, op dieselfde manier moet jy aan haar, julle moet aan mekaar onderdanig wees, luister vir mekaar, respek hê vir mekaar. En dan kom ons by die vers 22 wat sê, vroue wees onderdanig aan julle mans, wat die wêreld dan afskiet. Maar dan word dit herbevestig, soos aan die Here. So dit is nie sleg nie, dit is nie negatief nie, dit is 'n baie sterk, suiwer, skoon, mooi fondasie. Dis hoe jy vrou teenoor jou man moet optree, soos jy teenoor Christus optree. Op die volgende skyfie lees ons nou wat die man moet doen, hè? En ek het net nou gesê, ek het dit op TikTok gesien. Vrouens skei omdat hulle nie respek het vir hulle mans nie. En mans skei omdat hulle nie liefde het vir hulle vrouens nie. En nou kom die Bybel in daai selfde hoofstuk 5 vers van Efesiërs en spreek dit aan en sê vers 25: Mans, julle moet julle vroue lief hê. En daar op die einde vers 2:33 word dit herbevestig. Elke man moet sy vrou lief hê soos hy homself lief het.
Interessant, daar word nie vir die vrouens gesê, julle moet julle mans lief hê nie. Daar word nie vir die mans gesê, julle moet julle vrouens respekteer nie. Die vrouens word gesê, respekteer jou man. Die mans word gesê, jy moet die vrou lief hê. Ek dink dis juist hierdie twee dinge waarin ons swak is, wat dit ons vir ons moeilik is. Vir ons as mans, vir julle as vrouens. Die Here spreek ons juist aan op daardie twee punte. Maar dan net so 'n bietjie meer teologies. Hier in die middel vers 31 staan daar staan in die skrif: Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hulle twee sal een wees. Dan staan daar vers 32. Hierin lê 'n diep geheimenis opgesluit. En ek pas dit op Christus en die kerk toe. Maar dis ook vir julle op toepassing. So wat is die diep geheimenis? Ons praat nou heeltyd oor huwelik. Nou staan daar, maar dit is 'n geheimenis, dit is 'n mystery. Hierdie verhouding is 'n mystery wat dieselfde is met Christus. Hoe werk dit? Christus het sy vader verlaat. Hier staan, die man moet sy vader verlaat en sy vrou aankleef. Christus Jesus het sy vader, God die Vader verlaat en aarde toe gekom om vir ons as kerk, as sy bruid te kom lief hê. Dis die mystery waarvan hier gepraat word in Efesiërs 5 vers 32. Dat Christus het sy vader verlaat om na sy bruid toe te kom, om vir sy bruid te kom sorg. En daarom, as 'n man sy vrou vat as sy vrou, dan doen jy eintlik wat Christus doen. Dan is jy 'n voorbeeld van wat Christus doen. En as jy dit reg en goed en mooi doen, gaan die wêreld dit sien en sê, "Wow, dis hoe 'n huwelik moet lyk." Want dit is Christus wat dit vir ons wys. Dis die Bybel wat dit vir ons wys. En dit is so belangrik vir Christus dat hierdie man en hierdie vrou bymekaar kom en 'n eenheid is. Dat dis die beeld wat hy daar gestel het vir die kerk se verhouding met hom. So ons is eintlik klein examples, voorbeelde van kerk wees hier in ons eie huis. Die man wat sy vader verlaat en sy vrou liefhet. Dis die mystery wat hier gaan plaasvind. Toe ek met Riesela gesels, sê hy vir my, ja, daar gaan nie veel verander nie. Want ons bly nou al baie jare in een huis. Maar hierdie fundamentele verandering gaan intree. Want nou volg jy Christus se voorbeeld. Ja, ek sluit al af. Dis nie 'n lang pratery van my nie. Volgende, ja. Wees goed vir mekaar. Volgende. Wees goed vir mekaar. Jy is in dit wat vir jou moeilik is, né? En dit het ek net nou gesê. Die Bybel spoor ons aan, man, om dit wat vir jou moeilik is te doen, en vrou, om dit wat vir jou moeilik is te doen. Jy moet altyd jou man respekteer, jy moet altyd jou vrou lief hê. En as ons dit doen, volgende skyfie, dan bring dit ons terug by die begin waar ons begin het, né? By die praktiese dinge. Want as ek my vrou liefhet en as ek my man respekteer, dan sal ek geduldig wees. Dan sal ek omgee. Dan sal ek nie jaloers wees nie. Dan sal ek nie spog oor verkeerde dinge nie. Dan sal ek nie verwaand wees nie. Dan sal ek nie onbehoorlik optree nie. Dan sal ek nie my eie belang najag nie. Dan sal ek nie lig geraak wees nie, né? Moeilik een daai. Dan hou ek nie boek van die kwaad. Die vrouens, julle mag nie onthou wat 2, 3, 4, 5 jaar gelede gebeur het nie. Dan is ek nie bly oor die onreg, oor die verkeerde ding wat gebeur het met my man of my vrou nie. En maar saam is ons dan bly oor die waarheid. En op hierdie manier kom hierdie nuwe liefde van ons, hierdie nuwe verhouding van ons, en dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verduur alles. Ek bid regtig uit die diepte van my hart uit dit vir julle so mag wees. Dat julle liefde alles mag bedek wat sleg of verkeerd is. Dit niet sal maak. Alles sal glo, alles sal loop en alles sal verduur. Kom ons
Staan net op, dan bid ons saam. Here God, baie dankie dat ons hierdie praktiese dinge kon sien, maar ook die fundamentele, dat as ons vir U volg in ons verhouding met man en vrou, dan het ons die basis waarop ons hierdie praktiese dinge kan uitlewe in ons lewens. Dat ons geduldig is met mekaar, dat ons mekaar vertrou, dat ons kan hoop hê. Seën elke getroude hier. Seën in besonder vir Mia en vir Dries. Amen. Mia en Dries sit gerus. Mia en Dries, kom staan bietjie nader voor my. Daar is hy baie mooi, nou kan ek julle mooi sien. Goed, ja. Volgende asseblief. Toe ons nou gister hier gepraat het en gevra het, wil julle aangaan, toe lyk die twee baie bekommerd, toe neem ek hulle maar af. Sien julle bekommerd lyk hulle, maar nou ja, hulle is hier, ons is bly om dit te sien. Goed, daar kom nou 'n paar vrae. Dries, ek gaan eers vir jou vra, basies die vraag is, in gewone taal, nee, is jy happy om aan te gaan? Is jy seker hier is niemand anders wat een of ander klagte teen jou het nie? En is jy dan bereid om voort te gaan met die hele ding? En dan dieselfde vir jou, ja. Is jy happy om aan te gaan? Is jy seker hier is geen ander skelm man wat daar ergens nog aan jou verbind is nie, of enige aan iets anders nie, en wil jy nog graag voortgaan? So dis basies die vraag wat dan op 'n meer amptelike en wettiglike manier moet gevra word. So, eerste Dries, ek gaan anders te maak as met ander troues. Ek gaan sommer al die vrae vir jou vra en jy gaan doen, dan kom almal by jou en dan antwoord jy ook. En jy kan jou eerste antwoord reg aan die einde, jy sal sien wat om te antwoord as jy dit sou wou antwoord. Dries, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Mia is nie? Volgende. Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy Mia tot jou wettige vrou neem? Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie? Dat jy haar in liefde sal lei en beskerm, soos 'n godvreesende man aan sy vrou verskuldig is? Volgende. Dries, is dit jou antwoord? Kan jy dit dan vir ons lees of sê? Ek sal dit gou een keer deurlees, dan kan jy herhaal as jy dan so voel. Hiermee beloof ek Dries Annandale voor God en sy gemeente, liefde en trou vir altyd in alle omstandighede aan my bruid Mia de Tooy. Dries, sê dit is ja. Wil jy dit nie vir ons net lees nie? Sê nie. Hiermee beloof ek Dries Annandale voor God en sy gemeente, liefde en trou, altyd en alle omstandighede aan my bruid Mia de Tooy. Baie dankie, Dries. Dries is pas. Nou Mia, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Dries is nie? Volgende. Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy Dries tot jou wettige man neem? Beloof jy dat jy hom nooit sal verlaat nie, dat jy hom in liefde sal eerbiedig, dat jy sy helper en maat sal wees, soos 'n godvreesende vrou aan haar man verskuldig is? En as dit jou antwoord is, hiermee beloof ek Mia de Tooy voor God en sy gemeente, liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede aan my bruidegom Dries Annandale. Mia, sê asseblief vir ons as jy. Hiermee beloof ek Mia de Tooy voor God en sy gemeente, liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede aan my bruidegom Dries Annandale. Baie goed. Gee aan mekaar die regterhand, né? Dis nou 'n kontrak wat julle doen, dis letterlik 'n kontrak. Gee aan mekaar die regterhand, julle maak 'n kontrak as teken van julle liefde en eenheid as man en vrou. So hiermee verklaar ek dat Dries en Mia Annandale wettig getroud is. En nou
Jy my kies te braai. Ons gaan nou hierna teken. Kom ons sluit net met 'n gebed af, dan daarna gaan ons dan by die tafel om te teken. Kom ons bid net saam. Here God, ek bid namens Dries en ek bid namens Mia, myself en elke getroude hier. Here, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie. Dan het ek die weergaande gong en 'n kletterende sambaal geword. En Here, al profeteer ek en begryp ek al die geheime en besit ek alle kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie, is ek niks nie. Here God, al deel ek al my besittings uit, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Here, help vir Dries en vir Mia om liefde te hê, eerstens vir U en vir mekaar, van nou af tot in ewigheid. Amen. Baie